Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Nou, dis donderdag die dag voor Goeie Vrydag. Dis 'n baie emosionele dag. Jesus het saam met sy disippels geëet, the Last Supper. Ek weet nie of jy die stories van The Chosen kyk, die 3 reekse oor the Last Supper nie. En dis nou vandag, nê? En klaar geëet, gaan uit Getsemane toe, gaan bid en stoei, word gevange geneem, word in die tronk gegooi, worstel deur die nag met God die Vader en alles. Dis net 'n onbeskryflike emosionele dag, die dag die oploop na môre toe waar Jesus gekruisig word. Vandag se skrifgedeelte is Johannes 19:28 en iets wat aanpas by gister. Hy sê hierna het Jesus, terwyl hy weet dat alles reeds afgehandel is en sodat die skrif vervul kan word, gesê, ek is dors. Nou, gister het ek jou gesê, Jesus het nie gedrink toe hulle iets vir hom gegee het om te drink he. En ons het gepraat oor, jy weet, ons gebruik middels om te kalmeer, of ons gebruik iets om die pyn ligter te maak, of wat ook al. En hier sê Jesus, ek's dors, maar hy doen dit, en soos hy sê, in vervulling met die skrif, daar's 'n profesie wat gesê het, en hy sal sê, ek is dors, en hy doen dit sodat die skrif vervul kan word. Ek hou van Moeder Teresa. Sy is een van my groot geestelike helde in die wêreld nog ooit geleef het, en sy het gesê, hierdie ek is dors, I thirst, het sy op die mure geskryf en oral in haar bediening, en het sy gesê, dis Jesus wat sê, ek dors vir siele. Ek dors vir my kinders, ek dors dat mense tot bekering moet kom, ek het 'n dors wat nie aards is nie, wat die wil van die Vader is, dat mense tot bekering kom. Hou jy die vrou by die put, waar Jesus sê, gee my iets om te drink, dit was nie so seer dat hy daar iets wou drink nie, hy wil die gesprek begin van geestelike water wat uit die binneste uitkom. Hierdie ek is dors is 'n uitstorting van die Gees van God op die mensdom. Hier maak Jesus los en sê die Godheid roep, stort uit. U Gees, ek is dors vir siele, dors vir herlewing, dors vir die woord van God, dors vir dat die lewens moet verander. Ek en jy, hierdie naweek, wat van jy sê ook, jy's dors. Maar nie vir die aardse verkoking van 'n mens en die aardse water en die aardse drinkgoed en kalmeergoed en al daai, nee, jy's dors vir die uitstorting van God se Gees. Jy's dors vir bekering, vir herlewing. Jy's dors dat die kruisiging die wêreld weer sal aangryp en sal verander. Ek wil dit vir jou bid. Dalk sit jy met 'n dors. En is nie 'n aardse ding nie, is 'n innerlike dors, 'n dors na God, 'n dors na Jesus, 'n dors na geregtigheid, 'n honger en 'n dors na die uitstorting van God se Gees. Kom ek bid dit vir jou saam. Hemelse Vader, ek wil saam met Jesus roep, ek is dors, en nee, ek's nie naaste by deur waar die ry is nie, en ek verdien dit nie om dit te sê nie, maar ek is dors vir 'n uitstorting van die Gees. Ek is dors vir u krag om in my te werk. Ek is honger en dors, soos wat die psalmes sê, ek dors na die Here, soos 'n droë en 'n brak land, 'n land wat lanklaas reën gehad het, dors ek na die uitstorting van u reën en u Gees, Here. En dis wat ons bid, hierdie naweek, mag daar herlewing in kerke wees, mag mense kerk toe stroom hore, mag mense die evangelie hoor, mag mense tot bekering kom en die liefde van Jesus sien aan die kruis. Here, ons is dors saam met Jesus hierdie naweek, en nie net hierdie naweek nie, die 50 dae na Paasfees tot Pinkster, Here, mag ons roep, ons is dors, stort die Gees uit, laat dit reën, dankie daarvoor, Here. Ons roep saam met Jesus, ek is dors, laat dit reën, Here. Dankie daarvoor, in Jesus naam, amen. Dankie liewe vriende, sien jou môre, goeie Vrydag, by ons oordenkings en ons eredienste. Die Here seën jou. Trots geborg deur Evergreen Turf.